Hoofnuus vanaand. Polisie hoë se koppe kan rol nadat die vermeende misdaadbaas Vusimusi Katmatlala 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het en staatsgetuie geword het. Tientalle mense sterf na seldsame verskynsel liewer van twee kragtige aardskuddings na mekaar in Venezuela. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. In die Pretoria se handelsmisdaadhof het die vermeende misdaadbaas Vusimusi Katmatlala 'n aantal hooggeplaaste polisiebeamptes geïmpliseer in verband met beweerde korrupsie in ruil vir 'n korter tronkstraf. Die staat en die verdediging het ooreengekom op 'n vonnis van 15 jaar, waarvan 7 opgeskort word nadat Matlala skuldig gepleit het op al die aanklagte teen hom. Die hof moet egter nog beslis of dit 'n regverdige vonnis is. Matlala het volgens sy pleitooreenkoms skuld op alle aanklagte teen hom erken, naamlik bedrog, korrupsie en geldwasery met betrekking tot die R228 miljoen SAPD Medicare 24 tenderooreenkoms. Hy het ook 'n staatsgetuie geword en hooggeplaaste senior amptenare geïdentifiseer wat by beweerde korrupsie betrokke was. The high-profile offenders get off scot-free. They're not even charged because there's no evidence to support that. For the first time, we have an accused who has come forward and has given us detail that we would not have been made aware of. That evidence we would not have been able to obtain. That would have resulted in a travesty of justice. That would have resulted in some of the key figures in the South African police services not being charged. That would be a public outcry, Your Worship. We acknowledge that the crimes committed were severe, but as the state put it, we submit that the interests of justice would be served if this agreement is allowed to proceed and Mr. Matlala cooperates as he's undertaken to do with the state. Die voorsittende regter, Ignatius de Pre, het Matlala nog nie skuldig bevind op die aanklagte nie en moet nog besluit of hy die voorgestelde vonnis sal aanvaar. Die nasionale vervolgingsgesag sê nog inhegtenisnemings gaan volg. We might have other people that might be followed up as soon as possible, but obviously all of that will happen only after the magistrate has made a ruling on this matter. Uitspraak en vonnisoplegging word op 1 Julie gelewer. Die hoofgetuienisleier van die Madlanga Kommissie, advokaat Matthew Chaskelson SC, het aanbeveel dat 'n mediese spesialis wat deur die kommissie aangewys word, die omstrede sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, ondersoek, indien hy nie sy volgende geskeduleerde verskyning eerbiedig nie. Karim kon weens swak gesondheids weer eens nie vandag sy getuienis voortsit nie. Advokaat Chaskelson sê Karim se gesondheidsprobleme ontstaan sodra hy voor die kommissie moet verskyn. Hy het voorgestel dat Karim se verskyning tot 15 Julie uitgestel word. Indien hy weer nie verskyn nie, moet die kommissie ingryp. If Mr. Karim does not agree to be examined by an independent specialist, then we will ask the Commission to recommend that he be prosecuted under Section 5 and 6 of the Commissions Act and Regulation 12(2) for hindering the proceedings of the Commission. Die vermeende informant betrokke by die dwelmfonds in Aeroton in Johannesburg in Julie 2021, Tumelo Nku, het in die getuiebank ingeskuif waar sy geloofwaardigheid onder die soeklig geplaas is. Mr. Nku, my question to you is this. Have you ever been registered as an official SAPS informant? No, Chair. Then that means you've never been issued with an informant number. I was never issued with an informant number. Die kommissie se verrigtinge duur voort.
President Cyril Ramaphosa het die regering se pogings verdedig om onwettige immigrasie te pak, wetstoepassing te versterk en onstabiliteit binne die land se veiligheidsagentskappe aan te spreek. Ramaphosa het tydens mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies Suid-Afrikaners gerusgestel voor die beplande optrede teen ongedokumenteerde migrante op 30 Junie. Ramaphosa sê ongedokumenteerde migrasie bly 'n beduidende uitdaging met implikasies vir maatskaplike samehorigheid, veiligheid en dienslewering. Ramaphosa sê egter wetstoepassers is gereed vir enige gebeurlikheid. We will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready. Ramaphosa sê die regering wil die strafregstelsel versterk deur die werk van die Madlanga-kommissie wat beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie binne wetstoepassingsstrukture ondersoek. Most importantly, we expect that the commission findings and recommendations will bolster our efforts to strengthen our law enforcement capabilities. Now, the work of the Commission is already having a huge impact. Die president het ook Suid-Afrikaners aangemoedig om agter Bafana te verenig nadat die nasionale span tot die uitklopfases van die Wêreldbeker deurgedring het. Duisende Malawiese burgers stroom steeds na die reeds oorvol tydelike noodkamp by die ou inryteater by Durban se Noordstrand. Hulle soek vrywillige repatriasie uit vrees vir hul veiligheid met die naderende sperdatum van 30 Junie. Die toestroming veroorsaak groot kommer oor die haglike toestande buite die reeds stamvol fasiliteit. Honderde mense wag op die sypaadjies buite die terrein. Gesinne met kinders slaap buite met min basiese benodighede. Intussen jaag amptenare teen tyd om meer busse te bekom. Byna 19,000 Malawiërs is reeds gerepatrieer en 21 babas is in die tyd hier gebore. Bly waar jy is, ons is net na die reklamebreek terug met nog nuus in Afrikaans. Sien jou nou. Ons gaan voort met die bulletin. Daar is tans meer as 14,600 buitelandse burgers wat verhoor afwagtend is in Suid-Afrikaanse korrektiewe fasiliteite, met meer as 13,200 buitelanders wat hulle vonnisse hier uitdien. Die inligting is tydens die Vrede en Veiligheidsgroep se media-inligtingssessie by die parlement gedeel. Oorbevolking van tronke is dekades reeds 'n bron van kommer in Suid-Afrika. Die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sê die aanhouding van buitelandse burgers plaas verdere druk op die reeds beperkte begroting. Sy sê meer ooreenkomste vir die oorplasing van gevangenes soos die een tussen Suid-Afrika en Botswana is nodig. We welcome the recent prisoner transfer agreement, which is the memorandum of agreement between our government, South Africa and Botswana, which provides an important framework for the repatriation of sentenced offenders to serve their sentences in their home country. Such bilateral agreements have the potential to ease pressure on correctional facilities, reduce incarceration costs, and strengthen rehabilitation by allowing offenders to remain closer to their families and their support networks. Met verwysing na die huidige situasie rondom die kwessie van ongedokumenteerde immigrante, sê die portefeulje komitee oor binnelandse sake dat hy ag neem op die griefskrif wat hy van die March and March beweging ontvang het. Meanwhile, the committee has itself to constructive engagement with the memorandum submitted to the Speaker of the National Assembly by March to March. The committee remains committed to ensuring that all matters raised in the memorandums are given due consideration through the appropriate and parliamentary process and in a manner that promotes accountability, transparency, and meaningful stakeholder participation. Ten opsigte van die beplande optogte teen ongedokumenteerde migrante, sê Chabane dat die polisie almal gaan beskerm en dat niemand toegelaat sal word om die reg in eie hande te neem nie. Eibre Babie, SAK nuusparlement.
Suid-Afrika sê sy status as onverbonde land moet nie vir neutraliteit aangesien word nie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het gereageer op kritiek deur die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Brent Bozell III. Die regering sê sy buitelandse beleid is onafhanklik en is gegrond op gesprekvoering, vrede en nasionale belang. Die sosiale media boodskap van die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika het 'n elektroniese woordewisseling uitgelok. Bozell het uitgevaar teen Suid-Afrika se verhoudings met Iran en China. Die Iranse adjunkminister van buitelandse sake het tydens 'n besoek aan Suid-Afrika deelgeneem aan 'n seminar aangebied deur die Thabo Mbeki Skool vir Openbare en Internasionale Aangeleenthede. Die tema van die geleentheid was tektoniese verskuiwings in wêreldpolitiek. What the people of South Africa has done. You deserve a great applaud. Be proud of yourself that you stood up. Be proud of yourself that you sided with the right side of the history. Diplomate van Iran en China het op sosiale media gereageer op Bozell se kritiek. Die Amerikaanse uitlatings was teen die agtergrond van sy president Donald Trump se besoek aan China waar hy vol lof was vir Beijing. Trump wissel ook kritiek en 'n meer komplementêre aanslag teenoor Iran af tydens die oorlog en Amerikaanse pogings om vrede te herstel. Suid-Afrika se Departement van Internasionale Samewerking sê hy neem nie deel aan geskille in die openbaar met gesante nie. Hy het wel sy standpunt van onafhanklikheid herbevestig. We reserve the right to cultivate bilateral relations across the global spectrum. We note the inherent contradiction in being publicly scrutinized for engaging the very same states with which the United States itself continues to actively interact with. Die departement hoop dat die vredesproses kan slaag. The cost, I think, to the West is high. And the cost to the United States of America will increase. It's clear to everybody globally that regime change was not achieved and will not be achieved. Die aanstelling van Rolf Meyer as ambassadeur in die FSA in April was deel van die regering se veldtog om sy Amerikaanse verhouding te herstel. Die Demokratiese Republiek, die Kongo en Rwanda tesame met die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap het in Ethiopië 'n ooreenkoms bereik vir die terugkeer van vlugtelinge. Die VSA en Qatar het die ooreenkoms bemiddel vir die veilige en die vrywillige wederwysige terugkeer van vlugtelinge tussen die buurlande. Die terugkeer was een van die M23 rebelle in die DRK se hoofelise. Luidens die ooreenkoms sal die DRK teen Oktober gebiede uitwys met noemenswaardige vlugtelingsgroepe. Die VN sê ongeveer 200,000 Rwandese vlugtinge is in die DRK wat dateer uit die volksmoord in 1994. Volgens die organisasie woon nagenoeg 80,000 Kongolese in Rwanda wat gevlug het vir jarelange konflik in die ooste van die DRK. Intussen duur gevegte in Oos-DRK voort tussen magte van die DRK, Rwanda en M23 rebelle. Minstens 164 mense het in Venezuela gesterf nadat die land binne 'n minuut deur 2 aardskuddings geruk is. Die Amerikaanse geologiese opname voorspel dat die dodetal waarskynlik in die duisende sal beloop. Die tussentydse president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het 'n aanvanklike fonds van $200 miljoen geskep om infrastruktuur, hospitale en behuising liewer te herbou. 'n Aardbewing van 7,2 het 160 km wes van Caracas getref, wat na 39 sekondes gevolg is met 'n skudding van 7,5. So 'n dubbele aardskudding word as 'n rare verskynsel beskou. Die aardbewing in Venezuela het gevolg 7 ure nadat 'n skudding van 5,6 Noord-Kalifornië getref het. Dit was 26 minute later gevolg met 'n skudding van 6,9 in Kuji in Japan. En kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het.
En ons keer vinnig terug na die tema van die dag van ongedokumenteerde immigrante. Verskeie provinsies het hulle gereedheid beklemtoon en die Gautengse provinsies, kommissaris luitenant-generaal Tommy Mtombeni sê geen wapens sal toegelaat word tydens die beplande nasionale optog op 30 Junie nie. Helikopters en hommeltuie sal ontplooi word om sekere gebiede te monitor en voorvalle van geweld te stuit. Mtombeni sê die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir die massa-optog. We have collaborated and managed to put together the South African Police specialized units, which includes your TRT, your public order policing, Directorate for Priority Crime Investigation known as the Hawks, led by our crime intelligence, with other government departments. In die Oos-Kaap sal die Departement van Gemeenskapsveiligheid addisionele polisiebeamptes na brandpunte ontplooi. All 8 districts have been placed on high alert with additional personnel deployed and operational plans activated to deal with any potential unrest. The joint operational centers will be established in all districts to coordinate responses and monitor developments in real time. These district centers will report directly to the Provincial Joint Operational Center. Die Suid-Afrikaanse weermag sal ook ontplooi word om wet en orde te handhaaf. I have instructed all district commissioners, all station commanders to engage the organizers because you are not there to fight with them because we respect the constitution, we respect their right to protest, but of course peaceful protest. So wat 600 miljoen is op sy gesit vir die protesoptog. Jou sport en weer volg net hierna, bly by ons. Bafana het vroeg vanoggend geskiedenis gemaak toe hulle 1-0 teen Suid-Korea gespeel het in sy laaste groep A wedstryd by die FIFA sokker wêreldbeker toernooi in Mexico. Dis die eerste keer dat Bafana na die volgende fase by 'n wêreldbeker eindstryd deurdring. Die aanvaller Tapelo Maseko het die wendoel vir Suid-Afrika in die 63ste minuut van die wedstryd aangeteken. Hoewel Suid-Afrika meer doelgeleenthede geskep het, het die doelwagter Ronwen Williams ook sy kant gebring. Bafana is nou tweede op die groep A ranglys en is deur na die ronde van 32. Die span se volgende wedstryd teen mede-gasheer Kanada is in Los Angeles. Kanada het ook tweede in sy groep geëindig nadat hulle 2-1 teen Switserland in Vancouver verloor het. Die wedstryd tussen Suid-Afrika en Kanada vind 9 uur Sondag aand Suid-Afrikaanse tyd plaas. And it's arguably one of the most significant goals. Intussen sê die Suid-Afrikaanse sokkerspan se afrigter Hugo Broos, hy kan nou as 'n tevrede man aftree. Bafana het ook weer die vertroue van sy tuisondersteuners teruggewen en talle kritici se monde gesnoer. Bafana het soos die eerste klas span gespeel toe hulle Suid-Korea, wat die 28ste plek op die wêreldrangleer beklee, getroof het. Die 22-jarige voorspeler, Tapelo Maseko, het in die 63ste minuut die wendoel aangeteken. We've been through a couple of rough patches, you know. From the first game, the media was bashing us. We were all over the media, the memes were trending. But this team showed that they are capable and they are strong and they have such some mentality in them. Die 74-jarige Broos, wat 3 Europese trofeeë met die Belgiese nasionale span gewen het, het sy jongste prestasie gevier. It was for me really a moment of emotions, not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. I said it already in the past that probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. And I believe, and I'm here in the situation. So, yeah. Intussen het Bafana ondersteuners tuis ook hulle gelukwense aan die span oorgedra.
Ja, ek dink Bafana het goed gedoen vanoggend. Hulle het baie goed gedoen. Ek weet die land, daar was twyfel in hulle, maar ek glo dat hulle sal goed doen in die round of 32. I'm proud of our boys really eating. We're eating them up. We're chopping them one by one. You get what I'm saying? Ek is baie bly dat Bafana so goed gespeel het vanoggend. Ek is baie trots op hulle en ek hoop hulle gaan mooi vorder verder. En die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan se 4de kragmeting in die T20 Wêreldbeker teen Nederland begin binnekort in die Engelse stad Bristol. Suid-Afrika sal graag 'n groot teikennuwer wil aanteken om sy topgemiddelde te verbeter met die oog op kwalifikasie vir die halfeindronde. Die Proteas het hulle kragmeting teen Australië verloor en die teen Pakistan en Indië gewen. Die wedstryd begin vanaand om 7:30 en hopelik kan ons ook hulle sukses seëvier. Dit was dan ons donderdag aand aflewering. Dankie vir die saamkyk. Ons is môre aand weer terug. Sien jou dan. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vandag 60% kans vir reën in dele van die Noord-Kaap, die westelike dele van die Oos-Kaap en dan ook die oostelike dele van die Wes-Kaap. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Vir môre steeds 'n 30% kans vir reën oor groot dele van die land. Ons sien ook bewolkte toestande. Ons sien miskolle môreoggend in dele van Mpumalanga. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in dele van die Wes-Kaap. Vir môre 'n geel vlak 2 waarskuwing vir miskolle is ook uitgereik in dele van Mpumalanga. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Baie koel tot sonnig in Gauteng met Pretoria en Bronkhorstspruit wat albei 'n maksimum van 21 bereik. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien daar is 'n 30% kans vir reën in die provinsie met Lephalale wat 'n maksimum van 25 bereik en Messina minimum 14, maksimum 24. Mpumalanga koel in Skukuza met 'n minimum van 11, Imalahleni 28 en dan Mbombela 'n minimum van 12 en 'n maksimum 20. KwaZulu-Natal sonnig in Pietermaritzburg met 'n maksimum van 25, Durban 16, 25 in die Oos-Kaap. Koel tot sonnig, daar is ook 'n 60% kans vir reën in die provinsie. Robert se Boekwe dorp, maksimum van 24 en dan Mkanda het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 25 in die Wes-Kaap. Koel met 'n 60% kans vir reën word ook verwag in die provinsie. Lensburg 10, 20 en dan Oudtshoorn het dan ook 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 21 in die Noord-Kaap. Daar is ook 'n 60% kans vir reën in die provinsie met De Aar wat 'n minimum van 11 bereik en Kimberley minimum 12, maksimum 21. Vrystaat, Bloemfontein 29, Welkom 'n maksimum van 20 en dan Ficksburg en Bethlehem albei 6, 18. Ons laaste provinsie is Noordwes. Baie koel tot sonnig in die provinsie met Mahikeng wat dan 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 19 bereik. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige, warme aand verder.